Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 17de Maart 2025. Mag dit vir julle 'n wonderlike week wees wat voor julle uitstrek. Mens kan nie glo die week eenvoudig verby snel nie. Mag dit vir julle 'n week wees vriende waar julle sommer net op 'n wonderlike manier ook God se liefde self uitstrooi na mense toe en waar mense bewus raak daarvan dat jy 'n kind is op die manier van hom, op die manier hoe jy ook hierdie week optree. Kom ons raak so vir 'n wyle stil. Vader God, baie dankie dat U seun in hierdie lydenstyd wat ons vier, wat ons aan herinner gestuur het om in ons plek vir ons sondes te kom sterf. Dankie o Vader God dat U in die drie-eenigheid, maar ook in die eenheid besluit het om regverdig en liefdevol te wees, die twee kante van U wat dieselfde kant van die twee kante van dieselfde munt is. U kan nie regverdig en geregtigheid laat plaasvind indien daar sonde is nie. Daarom moes U dit straf en daarom het U vir Jesus gestuur, U self in 'n mensegestalte en het U eintlik U self in Christus kom straf. Hoe groot dit ook al en hoe wyd dit ook al vir ons begrip is, Here, dit is so. Dit is wat U woord inderdaad vir ons kom leer. Here God, baie dankie daarvoor. Baie dankie dat ons ook weet dat dit vir U maklik is om dit te doen in die sin van, Here, as U die hemel en die aarde gemaak het, Here, om 'n gedeelte van U self na die aarde te stuur is vir U kinderspeletjies. Vir ons met ons platkoppe op aarde klink dit verskriklik. Vir U is dit heel eenvoudig. En daarom, Here, kom ons ook maar weer eens en kom bely ons niksheid, kom bely ons sondigheid, maar dankie dat ons verloste sondaars is, omdat Christus vir ons gesterf het. Dankie dat U Heilige Gees gegee het vir ons om by ons te wees. Die Heilige Gees wat altyd 'n rigtingwyser na Jesus Christus, die gekruisigde, maar ook die opgestane Christus is. Dankie Vader, dat ons nooit alleen is nie. Dat U altyd by ons is, dat U in ons is, rondom ons is, bo onder ons is, dat U die heelal, Here, met al sy planete, biljoene sterre en planete, U dit gemaak het en U oral is, Here. Dit is te groot vir ons begrip, Vader. En daarom geloof, daarom kom vra Hy vir ons om te glo, en geloof is kennis en vertroue. Kennis wat ons opdoen in die woord en om U te vertrou. Dankie Here vir U ongelooflike wonderlike genade vir ons swakke, eenvoudige, verloste, sondige mense. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees omdat julle hierdie God ken, hierdie gekruisigde, opgestane Christus ken, en om julle die Heilige Gees ken wat in jou woon. Vriende, ek is nou hier by Spreuke 17 en hier is ons een versie waarby ek gaan stilstaan en dit is vers 1 waar daar staan: liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met 'n getwis daarby. Ek wil nou sommer met julle mans en vrouens praat wat in 'n verhouding is, getroud, miskien ongetroud, gaan nog uit, miskien verloof. Onthou altyd, vriende, 'n gelukkige huis is 'n huis waar mense hulle self kan wees, waar mense die een plek kan wees waar hulle nie hoef amper al voor te gee nie. Nie dat jy moet voorgee nie, maar by die werk het jy 'n sekere werk wat jy moet doen, daar sekere verwagtinge wat jy moet doen. Maar by die huis kan jy wees, be. En wanneer daar by die huis dan 'n onvrede is, vriende, dan raak dit, die spanning raak dan eintlik net ondraaglik. As jy nou dink jy het stres by die werk,
As jy stres in jou verhouding het, as jy stres by die huis het, dan is die stres by die werk eintlik niks, want jy gaan vandat jy by die huis kom, het jy stres tot die volgende oggend toe. Jy gaan weg met stres, jy kom weer terug, maar daai stres is erger. Dis jou maat, dis jou vriend, jou vriendin, jou man, jou vrou, miskien jou boetie of jou sussie. Daarom sê hy, liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, as 'n huis vol kos met getwis daarby, né? So, vriende, dit kan baie keer uitstekend gaan met 'n mens, finansiëel uitstekend gaan, maar dit kan sleg gaan, omdat dit miskien op die ouene net oor geld gaan. Ek sê nou nie, julle gehoor is dit nie, ek praat nou maar net, né, oor die algemeen. En dit kan oor geld gaan, en dit kan wees dat jy so min by die huis is, jy as man en vrou, dat julle eintlik by mekaar verby beweeg, en op so vlak by mekaar verby beweeg, dat julle mekaar net nie meer hoor nie, dat julle mekaar net nie meer verstaan nie, want die werk het so belangrik geraak, want jy wil geld, natuurlik moet ons geld hê, dit is so, ek bedoel ons werk, maar dat is daai te, wat ek en jy baie keer, daai te werk, dat ons te veel goed wil doen om te veel goed te hê, en waar ons dan mekaar baie keer verloor, né? So, eerder dat jy 'n bietjie 'n kleiner pos vat, miskien dat jy 'n bietjie minder salaris kry, maar dat jy 'n bietjie nie so grand kos eet nie. Deesdae kan jy omtrent, jy 3 pakkies en is dit omtrent R1000 hê. Maar eerder 'n bietjie minder hê en meer vrede en vreugde hê in jou huis, as meer hê en 'n getwis hê en die heeltyd 'n trek hê in die huwelik, in die verhouding. Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, eerder 'n bietjie afskaal, as wat jy 'n huis vol kos het, as wat dit uitstekend gaan, maar daar's getwis daarby. Daar is seker niks slegter, vriende, as wanneer jy 'n man en vrou vassit by die huis nie. Ek weet al, in my reis het gelukkig baie min in ons lewe gebeur, maar daar was tye, ons ou mense bely was maar net 'n mens, en ek wil vir julle sê, dit is van die slegste tye. Gelukkig was dit bitter, man. Gewoonlik het dit rondom visvang gesentreer, en gesentreer rondom dat ek nie lekker my werkies by die huis doen soos wat ek moet nie, en omdat ek te veel aandag gee aan die telefoon en oproepe en goed en so, die normale goed. En dan is jy mos nou selfs nog so 'n bietjie onvolwasse by tye gewees, en dan wil jy nou daarvan 'n argument maak, en as jy is man verloor in ieder geval altyd, né? So, selfs daai tyd, die bietjie wat ek kan onthou, ek weet net dit was nie lekker nie. Daarom, liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, as 'n huis vol kos met getwis daarby. Mag die Here ons help, vriende, om die vrug van die Gees die heeltyd te openbaar teenoor ons huweliksmaat. Mag daar by julle vrede wees, vreugde wees, vriendelikheid wees, geduld wees, goedhartigheid wees. Mag daar by julle getrouheid wees, liefde wees, nederigheid wees, selfbeheersing wees. As jy so teenoor mekaar optree en jy pak bietjie daai goed uit binne in jou huwelik of jou verhouding, oomblik as jy dit uitpak, wat gebeur? Jou gesindheid verander. Wanneer jy vir die Heilige Gees vra om hierdie vrugte van die Gees in jou gestalte te gee, vriende, dan sal ons nooit hier uitkom met 'n huis vol kos met 'n getwis daarby nie. Sal ons nooit by 'n twis uitkom nie. Want hoekom? Wanneer jy nederig is, plaas jy in die ander een se skoene, né? Draai jy die ander wang, want jy selfbeheersing, jy het geduld, jy luister na die een, jy het 'n goeie hart, jy probeer vrede, vreugde en vriendelikheid in die huis inbring. Mag die Here ons daarmee help. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, wonderlike liefde wat hy in Christus Jesus vir jou gestuur het, ook in die lydenstyd, waar hy vir jou kom sterf het aan die kruis, omdat hy vir jou lief is, oneindig lief is. En mag jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag in jou lewe ervaar. Amen.